Jou geloof is diep, sterk en standvastig. Jesus erken self dat geloof soos 'n mosterdsaadjie is. Klein, byna ongemerk, maar wanneer dit in die regte grond geplant word, groei dit uit tot iets veel groter as wat enige iemand kon droom. Maar voordat 'n boom na die hemel reik, skiet dit eers diep wortels onder die grond. Lank voor iemand die vrugte sien, is God besig om die wortels te bou. Hy lê die fondasie. Want 'n sterk lewe word nooit gebou op dit wat sigbaar is nie. Dit word gebou op 'n fondasie van geloof. Die grootste dinge wat God doen, begin dikwels by dit wat onbelangrik lyk. Een gebed, een stap van gehoorsaamheid, een besluit om hom te vertrou. Storms sal kom, seisoene sal verander. Maar wanneer jou fondasie stewig is en jou wortels diep in Christus geanker is, sal niks jou wankel nie. Geloof, plant die saad, bou die fondasie, staan vas. Nou goed, welkom terug by ons reeks wat ons die afgelope week afgeskop het, geloof. Ons gesels met mekaar primêr oor geloof van die volgende kwartaal. En laasweek het ons so iets van 'n inleiding boodskap gehad. Ek vertrou dit het al jou aandag geprikkel. En daar's 'n klomp stellings gemaak binne in daardie boodskap deur geloofsleiers en individue en Jesus en Petrus en Paulus en Johannes wat vir ons rigting gee in terme van hoe ons geloof verstaan en interpreteer en wat ons daarmee maak. Ons het vir mekaar onder andere gesê dat baie gelowiges is ongemaklik om oor geloof te praat. En miskien voel jy so, miskien moet ek dit op die regte manier vir jou sê, en ek dink dis hoe ons met mekaar moet deel. Daar's seisoene in my lewe gewees, en dis nie altyd seisoene 30 en 40 en 50 jaar terug nie. Daar's seisoene in my lewe gewees wat ek ongemakliker was as ander tye om oor my geloof te praat, eenvoudig omdat ek self probeer om seisoene of belewennisse of realiteite te prosesseer wat ek gedink het deur een keer daaroor te bid gaan dit verander. Miskien het jy dit al beleef. Goed, as jy voel jy sluit daarby aan, kan jy jou hand opsteek of miskien net jou kop skud, nee. Ons almal beleef dat geloof werk nie altyd of gebed werk nie altyd of die uitkoms is nie altyd onmiddellik daar nie. En natuurlik sou dit fantasties gewees het as ons meer daarvan kon beleef wat mense in Jesus se tyd kon beleef het dat Jesus dood eenvoudig almal in die gemeenskap gesond gemaak het. Eenvoudig, nee, dit soveel keer word gesê, Jesus stap in en hy maak almal in die gemeenskap gesond. En dis die woord van die Here, en dan kom 1 Johannes 4 en hy sê, net so is ons. En dit kan 'n konfrontasie wees, dis aanvanklik 'n blessing, 'n seën om dit te beleef. Die woord sê, soos hy was, is ons in hierdie wêreld, almal van ons. En wanneer ons met krisisse te doen het, dan wonder ons, is ons regtig soos hy? Hoekom beleef ons nie alles wat Jesus beleef het nie? En daar's baie goed om te ontdek en te verstaan oor dit. Maar hier is die sentrale boodskap van Jesus, wanneer Jesus oor geloof begin praat. En ons glo dat wanneer Jesus sulke geloof tentoonstel, en dan leiding gee oor geloof, dat hy die regte lering vir ons gee, die regte invalshoeke vir ons gee, sodat ons self in hierdie effektiewe geloof kan gaan staan, en minder seisoene beleef waarin ons sê, ek is nie so gemaklik nie, ek is nie so vrymoedig nie, en wat ek vir probeer sê is, ek was al in die geselskap gewees van gelowige mense, wat in daardie seisoen beleef, hulle geloof is meer vrymoedig, of hulle is sterker in hulle geloof, of hulle is meer uitgesproke, partykeer is dit dood eenvoudig dit, oor hulle geloof, en dan voel ek, man, ek het nou nie heeltemal iets om te vertel nie, maar dis wonderlik, prys die Here. Kom ons gesels oor hoekom ons hier is. Of kom ons fokus op iets anders, nee, of kom ons belyn hierdie gesprek met iets waarin ek ook kan deelneem aan die gesprek. En wat ek myself altyd aan herinner, wanneer ek self dit beleef, daai konfrontasie sou beleef, of beleef mense is daar, is dat wanneer Johannes se geloof, wanneer Johannes in die tronk sit, wanneer Johannes se geloof wankel, en Johannes se geloof word uitgedaag, dan stuur Johannes 'n paar van sy disippels na Jesus toe, en hy gaan vra vir Jesus deur sy disippels, is u regtig, en hier is so belangrik, wat vra hy, is u regtig die seun van God? Is u regtig hy wat God gesê het gaan kom? Was u die regte ou gewees waarvoor ek die pad gemaak het? Met ander woorde, is u die Christus? Is u waarlik die Christus? Dis Johannes se vraagstuk, en is altyd die vraagstuk wanneer geloof begin wankel. Is hy die Christus? En ons gaan dit vanoggend sien, in 2 Petrus 1 onder andere. Dit is die geloof wat ons het, is dat hy die Christus is. Alles is gefundeer in die feit dat hy die Christus is. Dis hoekom hy vir Petrus vra, of die disippels vra, wie sê julle is ek? En dan sê Petrus, u is die seun van God. Met ander woorde, u is die Messias, u is die Christus. En dis die kruks van ons geloof. Maar Johannes, wanneer hy begin twyfel,
Soos baie van ons dikwels twyfel, of onseker is, of in omstandighede beland wat ons konfronteer, en partykeer geloof wil oopsny tot op die been. En partykeer is ons daar, partykeer het ons nodig om geloof te verstaan uit sy beginfases uit. Partykeer het ons 'n meganiese insig in geloof nodig. Ek wil weet, hoe werk hierdie ratte? En hoe kan hierdie ding hier beweeg as hierdie goed nog nie beweeg nie? Wat kan nie gebeur? Hoe moet dit gebeur? Wat doen ek verkeerd? Waar kan ek begin? Wat kan ek gaan herstel? Wat mis ek dalk in my vooropgestelde idees oor geloof? Daar's oomblikke wat ons geloof so wil verstaan, en dis waar Johannes is wanneer hy sê, gaan vind uit, is hy waarlik wie ons glo hy is? En dan sê Jesus twee baie belangrike dinge, en ek wil hê jy moet kennis neem van wat Jesus sê, wat behoort die gesprek te wees waar geloof gesond is. Johannes, of hy sê vir die disippels, gaan sê vir Johannes, in die eerste plek, hy sê, gaan sê vir hom wat julle sien. Gaan sê vir hulle wat julle sien en hoor. En Jesus praat daar van die wonderwerke, Jesus praat daar van die manifestasie van geloof in aksie. Nou Jesus sê, daar sal tekens wees dat jou geloof aktief is. Nou ons glo uit die aard van die saak met die hart, en ons bely met die mond, en kom ons noem dit vir hierdie gesprek vanoggend aanvanklike geloof, maar die woord leer ons later in Jakobus, dat geloof sonder werke is dood. So hierdie oortuigings moet ook iets word in my lewe. Hierdie oortuigings moet 'n momentum begin skep in my lewe, en dit is waar ons in wese wil wees. Ons wil uitkom by 'n plek wat ons geloof sin maak. So Jesus sê, Johannes, kyk dat jou geloof weer sin maak, gaan sê vir Johannes, wat sien julle en wat hoor julle? Nommer 1. En nommer 2, en hier is baie keer vir my 'n woord, 'n persoonlike woord. En dan sê hy, en sê vir Johannes, Jesus gee 'n bietjie lering ook. So hy sê, gaan vertel hom van die getuienis, dis ek. As hy gaan sien en hoor weer wat ek doen en wat hier gebeur, gaan hy glo ek is die seun van God. En dan sê hy vir Johannes, geseënd is hy. Dit is my so mooi dat Jesus dit so sensitief hanteer. Hy sê nie vir Johannes, ek sien nie begin twyfel nie. Gaan sê 'n bietjie vir hierdie neef van my. Ek hoor twyfel in hierdie boodskap. Wat is nou in die gang? Gaan jy nou in die laaste oomblikke van jou lewe begin twyfel? Dis nie wat Jesus sê nie. Jesus sê, geseënd is hy wat nie aanstoot neem nie. So twee boodskappe vir Johannes wat sy geloof getoets word, is hier's die antwoorde. Johannes, hier is die ingangsroete binne in stabilisering van jou geloof. En voor ek volgens 'n boodskap wil bring, wil ek hierdie vir jou sê, mag dit 'n woord wees vir jou as jy op 'n plek is wat jy sê ek sukkel om vatplek te kry aan hierdie konsepte. Ek sukkel om te glo soos ander mense wat ek ken dalk glo. Ek sien nog nie in my lewe of beleef nog nie in my lewe of ervaar nog nie in my lewe wat ek dink ek moet beleef om my te oortuig nie. Ek het net nog daai voorreg gehad nie. En luister wat sê Jesus vir Johannes. Hy sê, herinner jouself aan wat jy sien ek doen. En ek wil jou vanoggend op 'n liefdevolle manier motiveer om te gaan uitvind wat doen Jesus. Jesus doen nie altyd alles wat hy doen sigbaar in jou huis nie. Alles wat God doen is nie altyd naby jou sodat jy eers daarvan kan hoor nie. Al die goed wat gebeur is nie altyd net deur die mense wat jy dink dit behoort te doen nie. Dis dikwels op ander plekke. Dank die Here vir die toegang wat ons vandag het tot inligting en ons kan wêreldwyd op 'n daaglikse basis kennis neem van wat God mee besig is. En die Here is besig om te werk op fenominale maniere ten spyte van 'n klomp realiteite in hierdie lewe. Die Here is besig om te werk in jou lewe en dis een van die wonders wat jy gaan ontdek en dis hoe geloof geaktiveer word. Nommer 1, Johannes. God is besig om nou in jou lewe te werk en jy sien dit nie. Want wanneer angs of bekommernis of afleidings ons aandag begin kry, dan mis ons wat God nou mee besig is in ons eie lewens. In hierdie seisoen wat jy nou in is God besig om iets te doen en ek wil jou motiveer, maak jou oë daarvoor oop. Dis die boodskap vir Johannes. Gaan sê vir Johannes, hy moet sien, hy moet hoor, hy moet verstaan, gaan vertel vir Johannes, gaan stimuleer Johannes se gemoed. Gaan beïnvloed sy insigte, maak sy oë weer oop. Johannes het ophou kyk, Johannes het in die tronktralies begin vaskyk. Johannes het gehoor hy's verhoor afwagtend of hy's eintlik 'n gevangene wat sy lewe gaan verloor en hy gaan tereggestel word. En Johannes hoor dit en hy sê is hierdie die einde van my pad, is hy dan waar? Is hy dan betrouenswaardig? En hoe Johannes se geloof versterk word is deur herinner te word aan wat doen Jesus? Wat doen die Here? Mag ek in hierdie oomblik ook vir jou sê, dis deel van die krag en van die funksie van selgroepe. En nie net Sondag hoor ons wat die Here doen nie, maar ons is in 'n groot groep mense hier bymekaar en ons maak nie altyd op daai vlak kontak nie. Soveel mense wat ons wil groet en wil hoor hoe gaan dit en koffie mee wil drink en hoe doen die kinders en wat het daar gebeur en so meer en ons kom nie uit gereedelik genoeg by die getuienisse nie. Ja, ons het nie 'n kultuur wat ons gaan stil staan op die stoepe en sê, "Hey, ek kan nie wag om jou te sien nie. Het jy gehoor wat die Here hier gedoen?" Dis nie die algemene taal van gelowiges by mekaar kom nie. Ek dink is iets wat uit plek is. Kan ek jou motiveer in ons gemeente om dit te help opbou, om wanneer jy by die kerk te kom ook reg te wees in jou gemoed en jou gees, reg te wees en te vertel. Wat dink ek doen die Here of wat vermoed jy doen die Here as jy wil?
Of wat vertrou jy die Here voor en niemand kan onmiddellik saam met jou bid, jou geloof versterk? Of wat het die Here gedoen vir jou? Ek glo gelowiges is altyd in een van daardie paar plekke. Dis min of meer die posisies waar tussen ons rondskuif, is wat verwag ek gaan die Here doen, wat vertrou ek gaan die Here doen, waarvoor kan ek vir jou bid laat dit gebeur, en of wat het die Here gedoen? Miskien wat is die Here besig om te doen? Want God is konstant besig om te werk, en as dit nie op ons tong is, as ons onbewus raak, of uit kontak raak met daardie realiteite, moet ons vir onsself ook kan sê, ek is besig om af te koel teenoor my geloof, ek is besig om die beskikbare realiteit binne in my mis te tas. En eventueel kan ons beland waar Johannes beland. Ons het verlede jare reeks hieroor gedoen oor hoekom soveel gelowiges vandag doodeenvoudig môre aankondig op Facebook, ek is nie meer in die geloof nie. Al die goed wat gebeur in gelowiges en hoe wankelrige en swak geloof dikwels net 'n skuif maak uit geloof uit. Dis algemeen vandag. Meeste van ons het in ons leeftyd al gehoor van mense wat eens gelowig was, wat nie meer gelowig is nie. En mense sê nie altyd op sosiale media, ek is nie meer 'n gelowige nie, maar geloof lyk. Geloof lyk op 'n sekere manier. En wanneer ons in die geloof is, dan is daar tekens ons is in die geloof. Ons neem deel, met ander woorde, uit ons geloofsoortuigings. Maar op die tweede plek, moenie aanstoot neem nie. Goed, geseënd is hy wat nie aanstoot neem nie. Hoekom sê Jesus vir Johannes, geseënd is hy, geseënd, dis die antwoord, dis die roete, dis die pad, dis waarheen ek jou trek, dis wat aantreklik is, dis die belofte, geseënd. Geseënd. Johannes, as jy wonder waarom te kyk hier, geseënd. Kyk na die lig, geseënd. Wat is geseënd? Here, hoe kom ek weer by geseënd uit in my geloofslewe? Hoe kom ek weer by die oortuigingsplek uit? Hoe kom ek weer by daai vrymoedige plek uit wat ek mag deelneem? Wat ek nie na myself kyk en my eie failures nie. Miskien kyk Johannes na homself en sê ek het gefouteer. Miskien ek het hierdie verkeerd gedoen. Miskien moes ek dit beter gedoen het. Miskien moes ek minder heuning en sprinkane in die veld geëet het en gelyk het soos 'n ou wat in die bos leef en meer soos 'n pastoor of 'n dominee wat ordentlik aangetrek is in die stad kom. Jy weet, daar word aanmerkings gemaak in die Bybel oor hoe Johannes gelyk het in die publiek. Ek weet nie of jy dit al gelees het nie. Hy het nie gelyk soos 'n ou wat God sou gekies het om die werk te doen nie. Hy het wild gelyk. Johannes was 'n wilde ou gewees wat in die bos geleef het. En dit word beskryf in die Bybel en hy het sprinkane geëet en heuning. Jy weet, dis nie die klas van goed wat 'n ou bestel by 'n restaurant nie. En jy weet, jy oortuig ook nie met 'n paar sprinkaanbene in die hoek van jou mond ouens om die Here te volg nie. So miskien sit Johannes daar in die tronk en hy voel ek het dit verkeerd gedoen. Ek het hierdie net weggegooi. Ek moes gehoor het, ek moes beter gelyk het, of ek myself beter gedra het, of miskien moes ek 'n huis gehuur het in die dorp en uit die veld gekom het, of iets. En ek dink as 'n klomp vrae aan Johannes se gemoed. En Jesus sê vir Johannes, hier's die lig. Hier's die geseënd. Kyk na die lig. Vergeet van al die dinge. Here, hoe gaan ek ooit weer daar kom? Hier sit ek nou in die tronk, my finaliteit is geseël. My toekoms is daarmee. En Jesus sê Johannes, kyk vir die lig. En miskien voel jy vanoggend ek het nodig om die lig te sien. Hoe kom ek uit hierdie put van onsekerheid in terme van my geloof? Dis nie dat ek nie in Jesus glo nie. Dis nie dat ek nie glo wonders gebeur nie, maar ek het 'n oortuiging nodig. En luister wat sê Jesus, hier is 'n cue. Moenie aanstoot neem nie. Moenie aanstoot neem nie. Waarom sê Jesus vir Johannes moenie aanstoot neem nie? Want die oomblik wanneer ek en jy aanstoot neem, sluit ons onsself af. Dis wat ek doen. Ek weet nie of ek abnormaal is nie, miskien is ek abnormaal, maar dis wat ek doen. As ek aanstoot neem in 'n situasie, sluit ek myself af. Ek beskerm myself. Ek sê jammer, maar dis nie ek nie. Jammer, ek wil nie meer assosieer nie, of jammer, ek gaan nie aan deelneem nie, of jammer, ek hou nie hiervan nie. Ek sluit myself daarmee af en ek dink daar's soveel goed vandag wat ons gewoond is om onsself van af te sluit. Dit is so maklik om in 'n plek in te stap en te sê ek neem aanstoot. So maklik om in 'n geselskap in te stap en te sê ek neem aanstoot. En ons het gewoond geraak vandag om onsself te kan afsluit deur aanstoot te neem. En ek dink wat Jesus probeer aanspreek is hy sê van die moeilikste plekke om jou geloof uit te aktiveer is uit 'n plek van aanstoot uit. Dis amper onmoontlik. Johannes moenie daar wees nie. Johannes, dis okay as jy vir 'n oomblik twyfel. Dis okay Johannes as jy vir 'n oomblik bevestiging nodig het. As jy vra, Johannes, maar moenie op die plek van aanstoot gaan staan nie. Dit gaan nie vir jou werk nie. En mag die Here jou daarmee vanoggend motiveer om uit 'n plek van aanstoot te kom. Moenie in die plek van aanstoot gaan staan nie. Hoekom dit belangrik is vir ons is nie net dat ons nie sal aanstoot neem nie, maar die versoeking van aanstoot is geweldig op gelowiges vandag, veral deur sosiale media. Elke Jan Rap en sy maat vandag op sosiale media het opinies oor ander mense se oortuigings. Elke Jan Rap en sy maat maak uitlatings oor hoe ander mense glo. Elke tweede ou vandag wil sy sê uit 'n rusbank in die sitkamer agter 'n vals naam op Facebook. Of op een of ander kanaal of op een of ander manier. Dis hoe ons geleer het om te leef en daardie goed voed aanstoot.
Dit vat net 2 of 3 van die regte aanstootlike woorde of konsepte of uitdrukkings na mekaar en mense neem aanstoot en ek gaan staan op 'n plek wat ek myself isoleer en toemaak en sê ek is nie oop nie. Ek is nie oop nie. Dit is om myself dood te verklaar in die gees. Dit is om myself af te sny en te sê ek is ontoeganklik. En God eer ons reg om te kies. En die Here eer dit. Dwars deur die woord sien ons dat die Here gee altyd die keuse vir ons. God dwing nooit sy wil op 'n mens af nie. Nooit nie. Ons het vrye keuse. En dis hoe hierdie verhouding werk. God is 'n verhoudingsgod en dit kan net werk as ek en jy kan kies. En hierdie goed werk. Geloof begin geaktiveer word en ons begin groei wanneer ons onsself op 'n plek plaas waar ons sê, Here, ek weet nie. Johannes was veilig genoeg geweest by Jesus om te sê ek weet nie. Johannes het veilig genoeg by Jesus gevoel om te sê ek is nie meer seker nie. Johannes het nie sy disippels gestuur en gesê, jong, ek is nie heeltemal seker nie, julle moet net nie laat Jesus agterkom, ek is nie seker nie, so gaan spy, check net so 'n bietjie die agtergrond, kyk om die hoeke en hoor bietjie by die mense, het daar onlangs iets gebeur? Gaan hoor net bietjie by die mense wat julle dink naby aan Jesus is of wat sal weet en hoor net die afgelope maand iewers nog 'n wonderwerk gebeur by Jesus. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê nie probeer net seker maak want ek is bang Jesus weet ek twyfel nie. Hy sê gaan vra vir Jesus. En ek dink dis ook deel van ons antwoord. Is om ons vrymoedigheid te hê en te sê Here, ek weet daar's ook 'n voordeel in my twyfel. Goed, daar's 'n benefit in the doubt. En as ek weet dat ek stuur na heling toe, kan ek my twyfel gebruik om my toekoms te versterk. Kan ek uit hierdie twyfel 'n sterker plek kry om te staan as dit met die regte gemoed is. Wanneer is ons twyfel toksies? Wanneer is ons twyfel 'n probleem? Is wanneer ons aanstoot neem. Goed, wanneer twyfel aanstoot toe gaan, is ek op pad agteruit. Maar wanneer twyfel na vrae toe gaan aan God self, kan ek groei. En ek dink dis die uitnodiging wat die Here vir ons wil gee. So Jesus sê altyd wanneer hy met mense werk wat wil glo, mense wat neig na hom toe, mense wat belangstel, mense wat nog vra soos Johannes, Here, ek is nie seker nie, maar ek stel belang, of ek kyk na u vir 'n toekoms, of ek het nie 'n ander antwoord nie, ek het alles probeer en dit het nie gewerk nie, en nou is ek by u, sê Jesus altyd vir mense, jou geloof is sterk, diep en standvastig. Dis Jesus se boodskap. Nou Jesus gebruik nie een keer daardie 3 woorde nie, of daai 3 beskrywings nie, maar dis wat Jesus bevestig in al sy optrede. Elke keer wanneer Jesus te doen het met mense wat na hom kyk, of vir hom vra, of in sy omgewing kom, of blyk na hom uit te reik vir antwoorde, elke keer is Jesus se boodskap as sulks. En dis hoekom ons dit vir mekaar sê ook in hierdie reeks, en jy kan hierdie vir mense sê om jou, wat na Jesus kyk vir antwoorde, wat nie aanstoot geneem het en met antwoorde self van isoleer het nie, maar wat na die Here kyk en nog twyfel. Wat na die Here kyk en onseker is, kan ek op daai vlak deelneem? Mag ek op daai vlak deelneem? En wat as nie? Wat as nie? Nou kom ek deel met jou. Ek dink meeste mense waarvoor ek gaan bid het al vergesond word, het nie gesond geword nie. Ek vermoed so. Goed, ek het nie statistiek daaroor nie. Maar 'n klomp van hulle het gesond geword. Goed, so wat maak ek dan? Maar wat maak ek met die wat as? Ek doen my werk. Die werk wat die Here op my gegee het en die geleentheid om my geloof toe te pas, het nie iets te doen met die uitkomste nie. Dit het niks daarmee te maak nie. Die Here het nie gesê, julle kan probeer as julle 90% kry, sukses right, op julle gebed vir genesing lysie. En dan approve ek julle, dan word julle disippels. Dis nie wat die Here gesê het nie. Inteendeel, Jesus se eerste disippels, toe hy hulle uitgestuur het, was onsuksesvol, tog het hy hulle weer uitgestuur. En dis hoe dit werk. Jesus stuur hulle die eerste keer uit en hulle kom terug en die woord van die Here sê van hulle was vernuweer deur demone. Van hulle was vernuweer. Hulle klere was geskeur. Hulle het teruggekom en ouens het hulle gevra wat met julle gebeur? Jy van die lorry afgeval. Ja, ons het probeer bid vir ou wat siek was. So, hoe werk dit? Dit lyk nie baie suksesvol nie. En Jesus sê dit gaan nie oor die suksesryd nie, dit gaan oor die gehoorsaamheid. Hou aan te doen. Hou aan te doen. As jy 'n wonder gaan sien, as jy 'n genesing gaan sien en God die eer gaan begin gee daarvoor, gaan dit jou geloof aktiveer. En jy gaan begin glo dat God het iets in jou gedeponeer wat werk, wat 'n bydrae kan maak by die koninkryk van die Here. Was daar gevalle gewees wat Jesus goed vir mense wou doen en hy dit nie kon doen nie? Ons het nou nog gesê iets wat dit moeilik maak is dat Jesus in dorpe instap en almal genees. Dit maak ons dalk bietjie onvrymoedig en sê Here, ek miskien kan nie een genees word, maar hoe lyk Bloemfontein as alle sieke mense gesond is? Want dis wat Jesus gedoen het. En dit maak ons dikwels onvrymoedig en sê nie, ek is gediskwalifiseer daarvoor of ek kwalifiseer nie daarvoor nie. Was daar gevalle gewees wat Jesus goed vir mense wou doen wat hy dit nie kon doen nie? Ek hoor julle baie sag, ek dink julle moet kliphard sê,
Ja, kom ons sê dit net saam vir mekaar, want dis van julle wat dit weet. Was daar tye gewees wat Jesus goed wou doen wat die wil van God sou gewees het, as dit gebeur het en Jesus dit nie kon doen nie? Ja, die woord sê hy kon nie, met ander woorde hy wou wonderwerke doen waar hy gebore was nie. En later sê die woord, want die profeet is nie geëer onder sy mense nie. Jy sien as omstandighede wat Jesus ook kon agterstaan het en sê, dit lyk soos 'n suksesrate van 100%, dis eintlik 80%. Inteendeel, is eintlik op die sensitiefste plekke, hoeveel sou Jesus nie eerder vir sy eie mense, sy geliefdes, sy familie, die plek wat hy groot geword het, sy skoolmaats, wou laat sien, hoe werk die koninkryk van die Here nie, maar hy kon nie, want hulle het nie geloof gehad nie. Hulle het gedink, hy is een van ons eie, hy het onder ons groot geword, en wat is dis aanstoot? Wie is hierdie ou? Dit is Josef se broers, wie is hierdie ou? Terwyl God se wil so wou realiseer in mense se lewens. Ek kry warm hier voor, as julle net die aircon kan dop, sal ek bly wees. Miskien is dit net ek. Nou luister hier, oral waar en elke keer wanneer mense na Jesus gekyk het vir hulp, met enige vorm van geloof in hom, was hulle geloof genoeg. Ek wil hierdie woorde moet insyfer en indring binne in jou gees, in die volgende paar weke, soos gaan meer as een keer, gaan ons hier deurgaan. Oral waar en elke keer wanneer mense na Jesus gekyk het vir hulp, met enige vorm van geloof in hom, was hulle geloof genoeg. Jesus het nooit wanneer mense na hom kyk gesê, wel, antwoord 'n paar vrae vir my, en nee, hierdie gaan nie vir jou werk nie, hierdie is vir ouens wat sterker is as jy. Dit was nooit Jesus se trant van bediening gewees nie. En dit gee my die vrymoedigheid, gee my persoonlik die vrymoedigheid om dit te weet, dat wanneer mense vir my sê, bid maar vir my. Jy weet, baie keer kom 'n ou daar by hospitaalbed en iemand het regtig hulp nodig en jy kan sien hierdie persoon het hulp nodig. En dan vra hy vir mense, luister man, ons is nou nie in dieselfde kerk nie, maar kan ek vir jou bid? En dan sê mense, jong, ja, bid maar vir my. Wat het Jesus gedoen in sulke omstandighede? Jesus het nie gesê, jou klein gelowige, ongelowige, heiden, Filistyn, jy gaan daar waar die verdryfde volke van Israel heen gaan, ons gaan jou verban. Want jy het nie volkome uitgesproke sterk geloof in my nie. Elke keer wanneer mense geneig het na Jesus, elke keer wanneer daar 'n aanduiding was, dat iemand na Jesus gekyk het, om dalk daar hoop te kry, het Jesus bevestig deur sy optrede, jou geloof is sterk en diep en standvastig, dis genoeg. Jou geloof is sterker as wat jy dink, en daarom is jy reg opgestel vir geloofsbelewennisse soos die woord dit voorstel. Daarom kan jy met vrymoedigheid in gebed vra en verwag dat God jou sal antwoord in jou gebed. So kom Jesus vrymoedig is om metafore soos die mosterdsaadjie te kan gebruik. Wat is die funksie van geloof? Waarom moet geloof so aktief wees? Waarom moet geloof op hierdie vlak geaktiveer word? Is dit nie oukei as ons net as, julle almal lees nou voor my uit. Ek het my remote hier. Ek moet net gou vir julle sê, is dit nie oukei as ons maar net Sondag by mekaar kom en lyk soos gelowiges en ons is oukei nie? Is dit nie bietjie pressure af nie? Ek sê ook mense ken dit. Is dit nie bietjie pressure af as ons nie hierdie toegewyde lewe moet leef en die verantwoordelikheid moet neem vir almal wat oor ons pad kom, wat behoeftes het en moet optree soos gelowiges wat sterk is, en is dit nie makliker net as 'n bietjie pressure af is en sê, man, ek is in 'n kerk waar daar goeie worship op 'n Sondag is, goeie cappuccinos is en die preek behoort oukei te wees en kom ons gaan daarna toe. Ons gaan deur hierdie week, ons gaan dit maak. Dit voel in die vlees vir jou soos pressure off, want ons navigeer 'n klomp skuldgevoel. Ons navigeer 'n klomp guilt en shame en baie mense pyn. Dis waar ons osself in die vlees heeltyd bevind. Is in skuld, skaamte en seer. En skuld, skaamte en seer sal jou altyd diskwalifiseer vir die wil van die Here. Jy kan dit onthou, skuld, skaamte en seer diskwalifiseer God se wil in ons lewens. Dis wat ons toelaat. Solank as wat ons met skuld van die verlede, skaamte oor wie ons kon geword het, of ons name voorontwikkel het, of seer oor wat aan ons gedoen is, gaan navigeer in hierdie lewe, is ons gediskwalifiseer in ons eie gemoed. Nie in sy oë nie, maar in ons eie gemoed. En dis hoekom ons nie sal deelneem nie, en dis hoekom baie mense voel, dit pas my eintlik net, moenie my comfort zone kom omkrap nie, moenie die bootjie skud en golf op die water maak nie, ons sit nou net lekker hier. Goed, nou moet ons goed doen, nou moet ons deelneem, ja, jy sal wil toegerus wees om goed deel te neem, want hier is die realiteit, skuld, skaamte en seer kan jou voel, of laat voel, jy is gediskwalifiseer en jou passief maak, maar die lewe gaan gebeur.
So alhoewel jou skuldskaamte en seer jou kan diskwalifiseer in jou eie gemoed, gaan die lewe aanhou gebeur. En omdat die lewe aanhou gebeur, kan jy nie bekostig om agter skuldskaamte en seer weg te kruip nie. Die lewe gaan jou dwing om in plekke van aktivering, in plekke van engagement, jouself te gaan plaas en besef, niemand anders gaan dit doen nie, ek gaan dit moet doen. Hierdie is myne, hierdie is my kosbare individue, of geliefdes, of besittings, of toekoms, of lewe, of wat ook al in bedreiging is. Jy gaan toegerus wil wees. Waarom moet ons in geloof kan staan? Faith is the mirror of the heart that reflects the realities of an unseen world, the actual substance of His kingdom. Through the power of faith, we are able to pull the reality of His world into this one. That is the function of faith. Waarom geloof aktief moet wees en geloof geaktiveer moet wees in ons lewens, is omdat geloof die meganisme is, die lever as jy wil, nee. Goed, so 'n klomp levers hier wat ons mee werk. Het jy al op so 'n ou trekker of 'n padskraper geklim en die lever staan so en jy sien nie die flikkerlig nie, maar hier's 'n klomp ander levers wat gebruik moet word. Geloof is daardie lewer, dis die handvatsel wat geaktiveer moet word as jy sy wêreld wil sien realiseer in hierdie wêreld. Hoekom is dit belangrik? Want dis presies wat die missie van die koninkryk is. As die missie van die koninkryk net was om mense in die hemel te kry, het Jesus nie nodig gehad om 3 jaar lank te werk aan die vestiging van die koninkryk in mense se lewens en in 3 dae, is 'n bietjie van 'n verskil, 3 jaar lank gewerk om die koninkryk te vestig, 3 dae lank gewerk om jou in die hemel te kry. Het jy al daaraan gedink? Hy sê mense, ek wil hê jy moet hierdie net laat insing by jou. Jesus, wat in 3 dae se werk, die mensdom versoen met God, en toegang gee vir elke mens wat sê ek glo in ewige lewe. Ons dink dis groot werk. 3 dae se werk. 1, 2, 3. Vrydag, Saterdag, Sondag. Finished. It is finished. 3 dae. Daai Jesus moes 3 jaar lank werk om die koninkryk te kom vestig. Wat dink jy is jou prioriteit op aarde? Om in die hemel te kom? Nee. As God jou nooit op aarde gesit het nie. As God se wil was dat mense net in die hemel moes gekom het, sou die hemelkraamsale gehad het en kleuterskole gehad het en skole gehad het en ons het dit daar gedoen het. Maar waarom sal God onsself so gefrustreer het? En soveel siele wat kosbaar is verloor het in die proses as God ons net in die hemel wou gehad het. Dis duidelik, God wil ons nie net in die hemel hê nie, hy wil ons éventueel versoen hê met hom, éventueel. Maar Jesus se grootste missie, wat die meeste energie gevat het, was om ons eers te laat verstaan, jou redding wat in 3 dae vir jou gereël is en vir jou gegee is as 'n genadegawe, het 'n doel. Dis nie net om in die hemel te kom nie. Dis om 'n ambassadeur te word van die koninkryk van die hemele op hierdie aarde. En dit is hoekom jy vir 50 of 100 jaar op aarde gaan leef en voor die Here gaan verantwoording doen oor hoe jy die koninkryk van God kon engage en aktiveer. Ek soek nou 'n beter Afrikaanse woord vir engage. Wat sal dit wees? Help my. Goed. In elk geval, jy verstaan wat ek vir probeer sê, nê? Ek hoor voorstelle, maar ek hoor nie mooi nie. Kom ons lees vinnig weer deur. Faith is the mirror of the heart that reflects the realities of an unseen world, the actual substance of His kingdom. Through the power of faith, we are able to pull the reality of His world into this one. That is the function of faith. En nou verstaan jy wat Jesus sê, wanneer jy bid sê, laat dit hier wees soos daar. Mag dit op aarde wees soos dit by u is. Dis die funksie van ons geloof. Nou kom ons gaan na die skrifte toe, wat ons almal ken. Ons almal gaan na Hebreërs 11 toe wanneer ons dink aan geloof, want Hebreërs 11 vers 1 is hierdie openbaring van wat geloof is. En dis presies wat ons in hierdie aanhaling nou net gelees het. Ek wil verskoning vra, laasweek was daar 'n verkeerde Hebreë skrif gewees op die skerm. Dit was alles Hebreërs 11 gewees, vers 1, 2 en 3. Maar iewers was dit 3 vers 15 of 20 of iets en ek het gehoor daarvan na die tyd, ek vra verskoning. Ek het nou iemand wat my net seker maak help dat daai goed altyd reg is. Maar goed, Hebreërs 11 vers 1 en dit is waar ons gedagtes altyd onmiddellik heen gaan wanneer ons dink aan geloof. So Hebreërs 11 vers 1 begin met 'n verhaal van meer as 40 individue se geloofsstories, geloofshelde, sogenaamde geloofshelde dan soos die skrywer van Hebreërs dit vir ons voorstel. En vers 1 sê eers wat het ons hiermee te doen? Ons het hier te doen met 'n onsigbare wêreld
wat ingetrek moet word in hierdie wêreld. Dit is ambassadeurskap. Ons het nie te doen met 'n openbaring van hoe dit is waar God is en 'n openbaring of 'n ontnugtering van hoe dit is waar ons is. Kom ons noem die een 'n openbaring, die ander een 'n ontnugtering. Wie van julle is ontnugter met die lewe? Ons almal is van tyd tot tyd net ontnugter met die lewe. Goed, ons stel mekaar te leer, mense stel ons te leer, ons is onseker, ons maak foute, goed gebeur, en so meer en so meer. Ons is ontnugter met die lewe, maar daar's 'n openbaring van die lewe in oorvloed wat beskikbaar is. En ons funksie vandat ons gered is, van die oomblik wat ons redding in Jesus Christus gevind het en hom bely as ons saligmaker, dis om 'n gelowige te wees, is ons funksie om daardie onsigbare wêreld, daardie realiteit van waar God heers in hierdie wêreld in te trek. Ek wil jou help met een of twee gedagtes ook so terwyl ons met hierdie reeks besig is. Waarom glo ons dat dit nooit God se wil is dat mense deur siekte moet lyding neem nie? Waarom glo gelowiges dit nie? En waarom glo gelowiges nie dat siekte moet deel wees van God se plan vir ons lewens net omdat dit die realiteit op aarde is nie? Want ons funksie, ons posisie, ons uitgesproke posisie is om die realiteite by God in die hemel hier te sien realiseer. So as geen ontkenning dat siekte of armoede of gebrokenheid of verliese of teleurstellings deel is van die realiteit op aarde nie, dit is nie 'n ontkenning nie, dis 'n voorstel aan wat God wil hê van ons lewens. En daarom glo ons dat ons in alle gevalle waar daar siekte is, kan bid vir genesing. Altyd. Op grond waarvan? Kan God nie siekte gebruik? God kan. Wil God siekte gebruik? Ek wonder, want hy wil nie in die hemel nie. Goed. Alles wat God wil gebruik op aarde, wil hy in die hemel aanhou gebruik. Goed, daar's nie goed op aarde wat God op aarde gaan sê, ek wil net sê, daar's 'n klousule, 7.2 sê, ek kleer myself hierop, lees die fynskrif, ek mag terwyl jy op aarde wees, dit doen. Maar in die hemel sal dit oukei wees. Ek beloof, ek sal dit nie daarna doen nie. Daar's geen skadu van omkeer in God nie. Die woord sê, in hom is daar geen skadu van omkeer nie. Hy het nie twee kante nie. God is solied, dis integriteit. En daarom is dit wat God in die hemel doen en die realiteit wat in die hemel is, waar daar geen siekte is nie, ook sy begeerte op aarde. En daarom het God nie nodig om siekte te gebruik om jou 'n les te leer nie. So wat sê dit vir ons? Wat maak ek met my diagnose? Wat maak ek met my situasie? Neem die vrymoedigheid en bid vir genesing. En net wanneer genesing nie gebeur nie, hou aan bid vir genesing. En wanneer genesing nie realiseer nie, aanvaar daar's goed wat ek en jy nog nie verstaan nie. Maar die koninkryk van die hemele word afgebid op aarde. Dit is die funksie van my geloof. So wat dit is. Ek wil jou ook raad gee in terme van verhoudings. Sosiale media teologie, Facebook teologie, jy moet verstaan daar is iets soos Facebook teologie. Dis nie Bybelse teologie nie. Goed. Facebook se weergawe van kennis van God, God, logika, kennis, teologie. Die Facebook weergawe van God se kennis is baie verdraai. Dit sê, wanneer iemand wat God in jou lewe geplaas het, jou frustreer en jou nie laat gelukkig voel nie, het jy die reg om jouself te verwyder van daai persoon. Wat sê die koninkryk van die hemele? Alhoewel jy die reg het, is ons nie hier oor regte nie, ons is hier oor 'n missie. Jy weet die oomblik wanneer mense op 'n missie gestuur word, maar aanspraak maak op hulle regte, is die missie verlore. Jy kan enige missie probeer. Jy kan op enige manier in werksomstandighede by jou huis, in jou huwelik, met jou kinders, as die persoon wat ja gesê het vir die missie in die volgende oomblikke sê, maar ek gaan terugval op my regte, is die missie onsuksesvol. Want die missie vra 'n toewyding aan hoër beginsels, aan 'n hoër roeping op ons lewens. Daarom sê Jesus, bepaal die prys eers, dan neem jy jou kruis op. Verloon jouself, lê jouself neer, bepaal die koste, dan neem jy jou kruis op. Goed, moenie die kruis opneem as jy die koste nie bepaal het nie, en dit elimineer regte. Die idee is nie dat ek op my regte sal staan nie. Goed, so wanneer ek in verhoudings is op aarde wat God my geplaas het soos familie, en dit werk nie soos ek wil hê dit moet werk nie, alhoewel ek myself mag beskerm, kan ek dit afskryf, ignoreer, myself daai verskoon, ek praat nooit weer met my broer nie. Want my broer het gedit en gedit en gedit. Of my suster praat nooit met my nie, want ek het gedit en gedit en gedit. Die koninkryk van die Here vra dat ons die koste sal bepaal voor ons die kruis opneem. Want as ek die kruis opgeneem het en later die kruis wil afgooi, omdat ek die reg het om sonder 'n kruis te loop, het ek die missie verloor. En dan kry die missie skade.
So wanneer ons die kruis opneem, het ons klaar die koste bepaal, en wat ek dan doen is, ek mag myself beskerm, maar ek sal nooit ophou bid vir die redding van daardie individu nie. Nooit nie. Nooit nie. Dis my minimum bydra. Goed, nooit ophou die Here vertrou dat God se wil sal realiseer in daardie omstandighede nie. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En dit help ons in die heel eerste vers oor geloof, help dit ons ook te verstaan, dat die feit dat jy iets nog nie sien waarvoor jy bid nie, beteken nie, jy het nie geloof nie. Kan ek dit weer vir jou sê? Hebreërs 11 vers 1 sê, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Die feit dat jy bid vir iets wat jy wil sien, en glo dis God se wil om te sien, en dit nog nie sien nie, beteken nie, jy het nie geloof nie. Geloof is 'n bewys van die dinge wat ons nog nie sien nie. Baie gelowiges vandag het iewers verstaan of iewers gehoor of is dalk geleer dat jou geloof is sterk as jy dit sien. Die oomblik wanneer jy sien, is jou geloof sterk. Jy weet, well done wanneer dit gebeur. Dis nie die kwalifikasie nie, dis nie die merker nie. My werk is om God se koninkryk af te bid in hierdie wêreld. Wanneer dit gebeur, prys die Here daarvoor, dit motiveer ons om meer deel te neem, maar as iets nie gebeur soos ek en jy weet die wil van God is nie, beteken dit nie, jy het nie geloof nie. So dit wat ek die Here voor vertrou, wat nog nie realiseer nie, diskwalifiseer nie my geloof nie. Weereens, hoekom nie? Want jou geloof is sterk en diep en standvastig. Dis die boodskap. Die oomblik wanneer ek na Jesus kyk vir deurbraak. Hoe verstaan ons dit? Ek wil hê jy moet saam met my blaai na 2 Petrus 1 vanaf vers 1. 2 Petrus 1 vanaf vers 1. Is 'n bekende gedeelte. En ons gaan daaruit lees. Ek is jammer ek het gedink is op die bord, maar ek glo jy het jou Bybel saam met ons of saam met jou. En daar is hy. Baie dankie julle. Is net een aangewees. 2 Petrus 1 vanaf vers 1. Dis Petrus wat aan die woord is, en ek wil jou vinnig herinner wie skryf hier. Dis die man wat, toe hy geskrik het vir die spook op die water in die nag in die middel van die see. Ek was so 'n paar maande gelede was ek, wat vir my gevoel het soos in die middel van die see. Ek was so 80 of 90 km uit suid van Kaapstad gewees, saam met 'n vriend. En ons het tunas gaan soek. En dit is nie 'n goeie dag gewees om uit te gaan nie. Hulle het eintlik ons van die Vrydag af teruggeskuif na die Donderdag toe. En want die Vrydag het die storms ingekom. Hulle het gesê die duinings gaan tot 12 meter bereik. Ons moet nie die Vrydag uitgaan nie. Ons moet liewer die Donderdag uitgaan. Dit gaan net tussen 8 en 10 meter wees. En daar in die see, ek kan nie die verskil sien nie. Dit lyk my alles vir my redelik gevaarlik. En ons het in die Donderdag uit en nou is dit daar in die diep see en ek het 'n paar keer terwyl ek daar siek was daar in die diep see, het gevoel of ek daar is waar Jonah min of meer wat saam met die vis moes swem het, want jy kan niks sien meer nie. Jy kan die land nie sien daar nie. En het ek gevoel, ek het nie die geloof van Petrus nie. Ek is nie seker of enige iemand, 'n spook of Jesus, my van die boot af van kry nie. Maar die kans is ook daar dat die golf op my gaan afgooi, weet. Dit was verskriklik onstuimig geweest en ons het nou daar gebly tot 'n groot vragskip verbygekom het en die boot ingeroep het en gesê het julle moet hier uitkom. Want waar ons vandaan kom is dit baie erger en dit kom na die kus toe. En dit is so in my maand gewees en dit is al 'n belewenis gewees. Ek het daar 'n bietjie gediskwalifiseerd gevoel in my geloof toe dit nou regtig gebeur hier en ek besef dis 350 meter hier onder die boot, is dit diep en hier's niks om aan vas te hou nie en ons gaan nie kan swem tot by die kant nie. Nou dis daai Petrus, dis Petrus wat in sulke omstandighede, nie in die dag in die sonlig nie, in die nag. En nie nadat hy kan sien nie om die boot nie, hy het 'n spook gesien, dis al wat hy kon sien. Is die boot het opgegaan en afgegaan. Jy weet, dit voel of jy nie 'n foto kan neem nie. Jy voel jy wil op plat plek 'n foto neem van enigiets wat jy vang op daardie boot en dit voel heeltyd as jy iets wil afneem wat iemand vang, dan neem jy daaronder af, want die neus van die boot is daaronder. As jy weer wil opneem, dan sê jy ou is daar bo, jy weet. Want die see kan nie stil staan nie. Maar Petrus is in sulke omstandighede en wanneer Petrus besef dis Jesus, met ander woorde, hy sien Jesus en hy sy geloof na Jesus toe bely en Jesus sê kom, dan kom hy. En ons moet erkenning daaraan gee, daardie geloof het hom tot by Jesus geneem. Hy het op die water geloop. Die woord sê hy het naderhand gesink. Ons weet nie hoe ver was Jesus, en miskien was dit 5 meter of 30 meter of so ver soos dat jy kon erken, hierdie is Jesus. Ek sou skat dis 'n entjie gewees en want Petrus het uitgeklim en op die water geloop. Nou daardie Petrus skryf vir ons, en ek dink Petrus kom iets regstel by sy luisteraars, by sy disippels, wat ons is.
en sê, kom ek help jou verstaan. Jy kyk dalk na my, jy hoor dalk my getuienis, en jy voel jouself gediskwalifiseer oor sekere goed in jou verlede, of 'n gevoel wat nie sterk genoeg is nie, ek is nie so gemotiveer nie, of iets wat nie sin maak nie, of iets wat jy mee grapple, wat jou ook al diskwalifiseer, kom ek help jou net verstaan, waar kom die tipe geloof vandaan, wat uit bote uitklim in die nag, en stap na wat nou net soos 'n spook gelyk het toe. Waar kom daai klas van geloof vandaan? Nou wanneer ek preek soos ek nou preek, preek ek myself ongelowig. En dis wat Petrus vir jou aanspreek. Waar kry 'n mens die klas van geloof? Die vlak van geloof, die volume van geloof, die oortuiging in jou gemoed, daai krag vandaan, waar kom dit vandaan? Dis, en ons Afrikaners praat so hier, nê, mooi in Afrikaans, dis massive geloof. Want groot is nie groot genoeg, nee. Of ons praat van ons oumas, party van ons maas, en dan sê ons, my ouma was 'n groot gelowige. Ek is nie heeltemal daar nie. Gelukkig my ouma vir my gebid. En ons dink so aan mense. Ons dink aan hierdie groot geloof, en wie anders as Petrus wat universeel hierdie verwysingsraamwerk geword het van 'n ou wat op water geloop het. Ek weet die enigste mens naas Jesus wat op rekord op water geloop het, is Petrus. Waar kry Petrus hierdie, kom ons noem dit, enorme geloof? Ek meen, wat is nie moontlik as jy daai klas van geloof kan tentoonstel voor Jesus nie? Waar kry Petrus dit? En Petrus dink dis belangrik genoeg vir jou om te hoor hoe werk dit. Hoor hoe werk dit? Simon Petrus, 'n diensknegt en 'n apostel van Jesus Christus. Aan wie skryf hy hierdie brief? Jou realiteite op aarde is dalk 'n ontnigtering, maar God se woord moet 'n openbaring word. Petrus het nie massiewe geloof gehad nie. Petrus het nie 'n abnormale gawe van geloof gehad nie. Petrus het nie een of ander generator gehad wat geloof kon opwerk en sy geloofsmasjien het hoër refs gehad as myne nie. Want ek voel nie so nie. Waar kry Petrus daardie geloof? Luister, hy sê, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het. Dis aan wie hy skryf. Weet jy wie se Bybel is in jou hand? Vat bietjie jou Bybel so. Lig julle Bybels op. Wie se Bybel het jy in jou hand? Jou Bybel. Dis jou Bybel. Goed, en Paulus sê vir die ou wat die Bybel lees, vir jou, wat jou Bybel in jou hand het, aan die wat net so kosbare geloof as ek verkry het. Aan julle skryf ek hierdie brief. Verstaan geloof. My mense, geloof is nie groter en kleiner nie, en ek gaan nou vir jou 'n paar goed verduidelik, want Jesus sê kleingelowig is. Wat bedoel Jesus wanneer hy sê kleingelowig is? Petrus probeer ons leer, en Petrus is hierdie man wat uit hierdie boot geklim het, en hy leer ons, hy sê, ek skryf aan julle, julle het net so 'n kosbare geloof as ons. Die korrekte vertaling daar sou gewees het, of 'n direkte vertaling sou gewees het, identiese geloof. Identies. Daardie woord wat daar gebruik word vir kosbaar, in daardie konteks beteken ook identies. Aan julle wat 'n identiese selfde geloof as ons ontvang het. Wat doen Petrus? Petrus plaas ons op 'n gelyke speelveld. Petrus sê, hey, Jesus het vir almal gesê, jou geloof is sterk, diep en standvastig. Vir almal. Niemand wat na Jesus gekyk het gehoor, sorry, jy maak dit nie. Ek het dood eenvoudig nodig gehad het om na Jesus te kyk. Die oomblik wanneer ek na Jesus kyk, en Jesus my bron maak, en Jesus my saligmaker maak, het ek dieselfde geloof ontvang, as wat Petrus het. Ek dink ons dink baie vreemd aan geloof, en ons het nodig om hierdie te verstaan vandag. Aan hulle, wat dieselfde geloof as ons verkry, identiese geloof, waar is hierdie generator? Waar is hierdie plek? Waar is hierdie Bybelskool? Goed, waar is hierdie woordskool? Waar is hierdie kursus? Wat 'n preekreeks is dit? Wat 'n kerk of wat 'n profeet wat moet invlieg van 'n ver plek af? Watter konferensie kry 'n ou Petrus geloof by? Waar kry mense dit? Dit staan daar. Hy sê dit in die eerste verse vir jou. Waar kry mense dieselfde geloof as ons? Deur die geregtigheid van ons God en saligmaker Jesus Christus.
Jesus se werk het geloof vrygestel vir alle mense wat hom hulle saligmaker maak. En sê, hierdie moet jy verstaan, ek vermoed, wat jy nou net gehoor het baie min gelowiges in hierdie gehoor al van 'n kansel af gehoor. Want die tipiese goed wat ons hoor is, jy moet sterker geloof hê, jy moet meer geloof hê, die Here gaan vir jou meer geloof gee. Vra vir die Here vir groter geloof. Ek wil 'n groter gelowige word. Ek wil my geloof, wil ek in motion kry, en ek wil aan my geloof werk, en ek gaan sterk word in geloof, en die probleem is, wat nooit gesê word van kansels af nie, is jy is 100% pens en poetjie, sou jy in die Vrystaat gesê het, terug in wettisisme. Want nou is dit jy, wat God se arm moet draai, en God moet probeer oortuig, en as jy nog 5 kg kan bygooi, kyk God dalk. Of nog 3 geestelike woorde in jou gebed kan bysit om te klink soos 'n groot gelowige, kyk die Here dalk. En hierdie is baie belangrik. Jou geloof draai nie God se arm nie. Jou geloof is nie 'n shifting spanner of een of ander nommer 17 wat jy nodig het en jy gaan hierdie ding op hierdie skroef sit of hierdie bout sit en ek gaan 'n grip kry op hierdie storie en ek gaan hierdie belofte oop skroef met my sterk geloof. Dis nie wat geloof is nie. Geloof kom deur Jesus my saligmaker te maak en geloof word gegee as 'n geskenk vir almal wat hom bely as hulle redder. Waar kry Petrus dit? Mense, kan ek jou net help hier so met die sequence of events? Die verloop van gebeurtenisse in die Bybel in die 3 jaar wat Jesus hierdie disippels probeer leer. Petrus het geloof in Jesus want hy het die nette neergegooi en Jesus gevolg. Almal wat na Jesus gekyk het gehoor, jou geloof is groot genoeg. Volg my. Petrus het dit gedoen. Petrus het 'n jaar voor die storm sy nette neergegooi, agter Jesus aangeloop. Maar in daardie jaar het hy ook gehoor, gaan weg agter my Satan. As goed dit nie nog nie verstaan nie. Jy's 'n verhindering, is 'n obstruksie. In daardie tyd het Petrus ook goed aangevang wat aangespreek moes gewees het. In daardie tyd het Petrus idees gehad wat Jesus moes bely net. En Petrus was 'n handvol. Van al die manne daar, was hy nou nog al die ouetjie in die klas gewees wat meer aktiwiteite nodig gehad het om sy energie van ontslae te raak. Dis wie Petrus was, nee. Petrus was nie 'n eenvoudige ou gewees met te werk nie. Petrus het nie gedink voor hy gepraat het nie. Petrus het nie gewonder voor hy gekap het nie. Hy het in die oomblik wat God die wêreld wil red, kom hy en hy wil die wêreld verdoem. Bære jou swaard, nou moet ek nog 'n wonderwerk doen voor my werk gedoen kan word. Jy frustreer die proses. Ek moet gearresteer word. Los uit die mense en Jesus sit die oor terug. Dankie Petrus, staan terug. Right, arresteer my. Hier is ek. Dit is nadat, luister ek wil hê jy moet hierdie sequence of events verstaan, anders gaan dit jou nie help nie. Dis nadat Petrus genoeg geloof gehad het om op water te loop. Jy moet dit hoor. Nadat Petrus hierdie massiewe geloof het om op water te loop, het hy soveel foute nog gemaak. Inteendeel, sy grootste fout het nog gewag. Nadat Petrus geloof het om op die water te loop, die enigste mens na Jesus wat dit ooit gedoen het Petrus Jesus verloon. Waar is sy geloof toe gewees? As ek en jy kyk na groot en klein geloof, of ons vermoë om geloof te generate, op te wek, is ons verlore. Petrus leer ons het almal geloof ontvang, dieselfde mate van geloof, en ons kan in genade en waarheid en vrede leef, deur nie 'n generator te koop wat meer geloof maak nie, nie deel te neem aan goeders wat my geloof te probeer versterk nie, want as dit ek, maar kennis van Jesus Christus. Dis die kennis van Jesus Christus, is om te weet wat jy ontvang het, wat jou geloof aktiveer. Luister mooi, hy sê, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, ek skryf aan die wat net so 'n kosbare geloof as ek verkry het, deur die geregtigheid van ons God en saligmaker Jesus Christus. Dis waar dit vandaan kom. Mag genade en vrede in julle lewe meer word. Waarvoor is geloof daar? Persoonlike geloof vir genade en vrede. Geloof vir die wêreld, vir die koninkryk om te kom. Wat bring sy koninkryk? Genade en vrede. Alles is die koninkryk wat kom. Mag die koninkryk kom vir julle meer en meer. Hoe? Mense, nie nog 'n konferensie nie. Nie nog 'n topseller profeet se boek nie. Nie nog 'n kursus nie. Daai goed is belangrik, dit het hulle plek. Ek wil jy motiveer as jy kan deelneem, neem deel. Maar nie daarvoor nie.
Jou geloof is 'n gawe van God af en in Christus Jesus het jy dit. En die probleem met die kerk is nie dat ons ongelowig, kleingelowig of verkeerd gelowig is nie. Die probleem is ons weet nie, ons het geloof nie. En ek gaan vir jou wys, ons gaan binne 'n minuut klaar wees, maar ek gaan vir jou wys, ons almal het dieselfde geloof. Die man wat hierdie praat gaan aan. Hy sê immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom. Waar kom dit vandaan? Kennis van hom, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en die kosbaarste beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Wow! En dis hoekom 2 Petrus 1 my favourite hoofstuk in die Bybel is. 2 Petrus 1 verduidelik en openbaar vir my en vir jou, ons het nie spesiale connections nodig nie. Ons het nie spesiale plekke in die kerk nodig nie. Alright, ons het nie spesiale vriendskappe met mense in hooggeplaaste plekke nodig nie. Ons het nie nodig om ons plek te koop of te bewys nie, of te verdien nie. Kennis van Jesus Christus laat jou ontdek, jy het reeds alles ontvang wat jou posisioneer om vandag deel te neem aan, hoor hierdie pragtige woorde, goddelike natuur. Goddelike natuur. Goddelike natuur in die eerste plek praat van die hemel op aarde. Goddelike natuur. Dis wat dit beteken. Goddelike, soos in die hemel, natuur op aarde. Laat u wil geskied soos in die hemele op aarde. Ek het vir julle alles gegee om vandag deel te neem aan hemel op aarde. Die meeste van ons sê, ons geloof is te klein. Nadat jy die verdorwenheid ontvlug het, wat die begeerlikhede in die wêreld is, met ander woorde die gebrokenheid van die wêreld. Deel met die gebrokenheid in jou lewe en ontdek wat God gedeponeer het in jou lewe en sien hemel gebeur op aarde. Ek het nie nodig om iets op te wek of meer te maak nie. Ons sê almal, maar my geloof is klein. Dis net nog 'n saadjie. Dis nie waar nie. Jou geloof is reeds volkome. Maak nie saak hoe jy voel nie. Die woord sê jou geloof is volkome. Dis nie iets wat begin groei en lank vat om meer en stabiel te word nie. Geloof is volkome. Jy het reeds die volheid van geloof ontvang. Die probleem is, jy weet nie wat jy het nie. En dis hoekom ons denke moet vernuwe. Ons weet nie wat ons ontvang het nie. En die woord sê oor en oor dat ons het almal 'n maat van geloof by God ontvang. Die maat, noem hy dit. 1 Johannes 5 vers 5 sê, wie anders is dit wat die waarheid of die wêreld oorwin het, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Die Engelse vertaling sê, he who adheres to trust in and relies on that fact. Almal wat daarop boek en daar kom in bank, dat Jesus is die Christus, hulle oorwin hierdie wêreld. Wat is oorwinning van die wêreld? Dit is die ultimate goal of faith. And to those that overcome, they shall inherit the kingdom of God. Hoor wat sê hy in Johannes? Hy sê, aan almal wat glo, hy is die Seun van God, het ek gegee om hierdie wêreld te oorwin. Die vorige vers 4 sê, alles wat uit God gebore is, sal hierdie wêreld oorwin. Wat is dit wat die wêreld oorwin? Dis ons geloof. En aan almal wat aan hom glo, het hy gegee om hierdie wêreld te kan oorwin. Ons kan in oorwinning leef. Hoe gebeur dit dat die vrou wat na Jesus toe kom, wat aan bloedvloeiing ly vir 12 jaar, jy kan jouself probeer indink, 'n persoon ly aan 'n siekte wat so ernstig is, dat sy vir 12 jaar alles wat sy in die hande kan kry, alles wat sy kan verkoop, kan swap, in ruil om die geldjies bymekaar te maak en dit op dokters te spandeer. Dis so desperaat sy was. Hierdie vrou het nie nou en dan agtergekom sy is ongesteld nie. Hierdie vrou het geleef in 'n toestand wat haar belemmer het. Sy was uitgestote gewees, sy was soekend gewees, desperaat. Desperaat is oor daardie verhaal geskryf. Kan jy jouself indink hoe sterk is iemand se geloof wat niks oor het nie? Nie geld nie, nie hoop nie, nie gesondheid nie. Die woord maak dit ook duidelik, ook nie verhoudings nie. Sy is uitgeworpe gewees. Sy het gelei aan 'n toestand wat onder die Jode onrein was. 12 jaar lank. Kan jy jouself indink waar is so 'n mens in haar gemoed? Luister wat sê Jesus, dogter, jou geloof, jou gered. Luister, kom ek sê net gou vir jou, dis nie massive geloof nie. Wat is dit? Dis om na Jesus te kyk en te ontdek. Die oomblik wat ek na Jesus kyk, het ek die maat van geloof ontvang. My geloof is diep, sterk
en standvastig. Ek het dit ontvang. Jy kan dit gaan inlees in elke een van die verhale wat Jesus leer en wonderwerke doen en mense aanraak. Ek sluit af met hierdie gedagte uit Filemon 1 vers 6. Filemon bid, hy sê ek het gehoor van julle geloof en julle liefde vir mekaar. Paulus skryf vir Filemon. Hy sê ek het gehoor van julle liefde vir mekaar en julle geloof en ek bid vir julle elke keer wat ek aan julle dink, dat die gemeenskap van jou geloof, wat is dit? Die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word. Waardeur? Luister, geloof groei nie noodwendig nie. Ek het die volle maat van geloof ontvang. Geloof word geaktiveer. En ek het die volle maat van geloof, maar as ek nie ten volle verstaan nie, dan release ek net 5%. Maar ek het dit. Ek is net bereid om 10% te waag met die Here, want ek het gehoor ek is eintlik skuldig en gediskwalifiseer. So ek is bereid om 10% te gaan. En die Here sê, kom Petrus, klim in die boot. Die ander 11 disippels binne in die boot was net bereid geweest om 2% van hulle geloof te release. Kom ons hou duim vas tot op die ander kant. Hier klim ons nie uit nie. Petrus, 100% van wat hy ontvang het. Maar dis sy persoonlikheid ook nie. Hy het net gegee. Dink jy moet ons daar kom. Dis nie 'n persoonlikheidsding nie, maar daardie persoonlikheid het gehelp. Alles wat Petrus gedoen het hy voluit gedoen. En hy sê nie vir die ou, ek waarsku jou, ek gaan vir jou bloedneus gee as jy nou Jesus vat nie. Hy ruk sy swaard af om hom te onthoof. Kap mis en die ou se oor is af. Hierdie ou sê, as u sê kom, dan kom ek. Ek gaan alles wat ek gekry het, gaan ek release. En die res sê, ek gaan net, hoeveel is jy bereid om te release van wat jy reeds ontvang het? Kan ek dit op 'n ander manier vir jou vra? Hoeveel van jou geloof laat jy toe om te vloei terwyl jy alles ontvang het? Ek sê bereid om bietjie te gebruik. Net 'n bietjie daarvan. Maar ek het dit alles, want ek het geloof ontvang. Hy sê, hoe word geloof kragtig? Deur die kennis van alles wat goed is in julle tot eer van Jesus Christus. Ek wil hê jy moet hierdie net in Engels lees, dan sluit ons af. Filemon 1 vers 6. That the communication of thy faith may become effectual. Wow! By the acknowledging of every good thing which is in you in Christ. Hoe word geloof 'n kragtige kommunikasiestuk? Daai communication beteken ook aktivering, uitdrukking. Goed. The communication, wanneer iets gecommunicate word dit duidelik, nê. Nee. Daardie term communicate beteken om dit bekend te maak. Hoe word kragtige geloof bekend? Want as jy reeds daar, sê dit bekend nie. Hoe word kragtige geloof bekend? Luister hier. By the acknowledging. By the acknowledging. En nou gaan ek die bal vat en vir jou gooi. Is in jou kort. Vat die bal. Julle wil nie, gaan hom weer gooi. Die bal is in jou kant. Ek het nie die bal mee nie. Hou vas die bal. Die bal is nou in jou kort. Right. Hoe jou geloof gaan kragtig manifesteer is deur te erken, acknowledge. Alle goeie dinge is reeds in jou. Binne in jou. Dis 'n belegging binne in jou. Jy het sterk en diep en standvastige geloof. Use it. Just use it. Communicate it. Dis wat die Here verwag. Dis wat die koninkryk verwag. God maak nie foute wanneer hy mense aanstel nie. Amen. God maak nie foute wanneer hy mense aanstel nie. Hy het nie 'n fout gemaak met Petrus nie. Anders het jy nie gelees wat jy volgende gesien het nie. God het nie 'n fout gemaak nie. Dit is baie keer so gelyk. God het nie 'n fout gemaak toe hy jou, ten spyte van al die chaos wat daarna gebeur het, gevra het, wees 'n ambassadeur vir my koninkryk nie. Hy weet wat hy in jou belê het. Kom ons sluit die oë. Vader, maak ons oë oop, dat ons die deposito, die mate van geloof in ons raak sien. Petrus sê ons het presies dieselfde ontvang as hy. En foute wat ons maak, diskwalifiseer nie ons geloof nie. Verwagtinge wat ons het wat nog nie realiseer nie, is dalk eerder 'n bewys van ons geloof in die dinge wat nog nie gesien word nie. Maar daar is. Leer ons om die koninkryk van God in te trek in hierdie wêreld in, sodat dit hemel op aarde sal wees. Op al die maniere wat U bedoel het.
in ons lewens, in ons gemeente se lewe, in ons gemeenskap se lewe en in die bestaan van hierdie wêreld in die naam van Jesus. Ons seën mekaar met die goedheid en die guns en die vrede van die Here bly met julle in Jesus se naam. Amen.